Maar baie welkom vanmôre by ons. En mag die Here vir julle spesiaal kom ontmoet vandag. Die van julle wat besoekers is, mag julle ervaar dat hierdie is familie vanmôre. Hier's nie vreemd nie, ons doen nie vreemde goed hier nie. Ons lees maar net uit die Bybel en hoor wat die Here vir ons wil sê. So baie welkom. En spesiaal baie welkom aan my kleinkind, maar waar is Morgan nou? Sy kruip daar weg. So bly my oudste kleinkind het kom kuier en haar boetie Victor, is Morgan en Victor. En ek is so bly hulle sonder hulle ouers hier. Want nou kan ons hulle geniet. En ons geniet die kleintjies, hulle is so spesiaal vir ons. En dank die Here vir die geskenk wat hy vir ons gegee het. Vir my en Winnie om hier, ek kan nou nie sê ons ou dag nie, maar waar ons bietjie ouer is, die voorreg te kan hê die geskenk van kleinkinders. Al die oumas en oupas weet hoe kosbaar dit is. As ons dan die Here eer ook in 'n tyd waarin hy vir ons sy seun ook gegee het en ons so saam kan wees. En dankie ook aan almal wat my gehelp het met hierdie preek. Daar's baie mense met wie ek praat en hulle gee my inligting terug. En dan moet ek nou 'n bietjie mooi luister wat hulle sê. So ek het nie alleen aan hierdie boodskap gewerk nie. 'n Klomp mense het vir my gehelp daarmee. Baie dankie vir julle ook. En ook vir Wendy wat vir my help daar agter. Ek het die voorreg vanoggend die laaste keer met julle te praat oor die reeks oor wie is die regte Jesus, en jy sien ons het ook baie klem gelê op die Jesus soos hy nou is, by die Vader, en natuurlik hoe Openbaring 1 dit vir ons baie mooi begin beskryf, en die hele Openbaring baie mooi die wyse waarop Johannes hom gesien het en geluister het na die boodskap wat hy deurgegee het. So dis wat Jesus nou is. Maar ek wil net so klein bietjie aanhaak by die geboorte van Jesus. Donderdag hou ons Kersfees. Dan kyk ons vir mekaar in die oë en ons dank die Here vir die voorsiening wat die Here vir ons gemaak het. En mag die Here vir my help, mag sy naam groot wees. Die Here moet my kom help vanmôre. Ek kan dit nie alleen doen nie. Om twee gedeeltes vanmôre saam mekaar te koppel. En ek gaan dit nou vir julle lees. So, Johannes is op die eiland Patmos. Hy is baie moedeloos. Hy is eintlik gesien as 'n politiese uitgewekene en hy word verban en hy saam met 'n klomp alle kriminele daar op die eiland Patmos. Maar hy wil so graag oor die Here Jesus praat. Hy wil ook 'n bandjie gaan los in 'n stort iewers en vir mense vertel van die Here. Hy wil 'n invloed wees op mense. Maar hulle sê as jy op Patmos kom, wys hulle vir die grot waar hy gebly het eintlik baie moedeloos. Dit vind plaas ook in 'n omgewing waar die gemeentes swaar gekry het. Die eerste 7 gemeentes het baie swaar gekry in Asië, want hulle het nog nie die geskrewe woord gehad nie. Hulle het so miskien briewe gehad van Paulus en mondelingse oorleweringe, maar hulle het ook gesit met 'n klomp Jode daar wat die Ou Testament gehad het. Mense wat feite op papier gehad het, en dan moet hulle praat oor Jesus, oor oorleweringe en die onsenbriewe wat moontlik ook daar by die gemeentes draai gemaak het, veral Efese. Maar daar is leiers daar wat sukkel. Hulle sukkel met die mense wat met nuwe goed in die kerk inkom, want onthou baie van hulle was ook ongered uit afgodsdienste dat hulle tot bekering gekom het. Hulle bring ook hulle goed in die kerk in. Daar's 'n bietjie so 'n rigtingloosheid, sukkel hierdie mense om by die waarheid. Hy praat eintlik van die sinagoge van die Satan op 'n stadium daar, die troon van die Satan, soos wat hierdie mense sukkel. En die Here Jesus hoor dit. Hy sien dit. En dan kom hy in genade en hy kom roep vir Johannes. En mag na alles vanmôre wat ek vandag vir julle wil ek vir julle vandag sê, dat as ek luister na wat daar gebeur het, en wat die Here met my lewe gebeur het, ons het 'n God, wat vir ons omgee. Hy maak bemoeienis met ons. Hy sien hulle sukkel, en dan gaan maak hy vir Johannes wakker. Ons lees hoe Johannes en daardie spesifieke ondervinding, hoor hy 'n stem praat wat sê, skryf wat jy hoor, stuur dit aan die gemeentes en noem hulle so by die naam. Die Bybel sê toe hy omdraai die volgende vers 12 van Openbaring 1. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wie met my praat. Toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En dit moes wonderlik gewees toe hy gesê het, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 3,5 jaar met hom gewandel op aarde, het gesien hoe word neem. Hy sê iemand soos die seun van die mens, het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band op sy bors gedra. Sy hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu. Sy oë het soos 'n vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smelt ontgloei, en sy stem soos die gedruis van groot watermassas.
Aan sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard het uit snykant uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, soos een en bly lê soos een wat dood is. Dan baie kosbaar. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê, moenie bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste. Die lewende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En daar roep hy hom. Hy sê, skryf nou op wat jy gesien het en wat nou daar is en wat hierna sal gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat aan my regterhand gesien het en van die goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van daai gemeentes, né? En die 7 van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes. Hy verklaar dit. En dan wil ek graag 'n Abba teks saam vanmôre met dit hanteer. En julle moet nou saam met bid dat ons hierdie twee bymekaar kan uitbring, né? Die engele verskyn aan die herders in die veld. En hulle sê moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Hy praat van goeie tyding wat hy bring. En dan hierdie teks in vers 14. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Lukas 2 vers 14. Mag die Here regtig hierdie woord kom seën in ons midde en mag sy naam groot wees. Here, asseblief help my vanmôre met hierdie woord. Ek het dit so nodig. Ek wil so graag hê, Here, dat U praat met die mense. En dat as daar enigiemand wat moedeloos is vanmôre, dat hulle krag sal kry in die seun wat vir ons gebore is. Maar U wat herder is, wat verlos is, wat ons kon verlos en staan in die regterkant van die troon daar by God. U is die ene wat ons kon verlos en ons wederbaar. U is die regte Jesus. U is die ene wat ons vrykoop. En ons eer U daarvoor. Asseblief kom help my met hierdie woord. So met betrekking tot die viering van die geboorte van ons Here Jesus Christus wat nou donderdag nou voorlê vir ons. En ek hoor hierdie woorde, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van 'n groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vir al die mense, vir die volk, spesiaal vir hulle geroep is, vir hulle bestem is. Wil ek graag hê my nou help asseblief. Na die tyd kan julle by kom vasvat hieroor. Ek sien graag waar Jesus tussen die lampe is. Praat nie van hy staan of loop daar nie, maar hy is tussen die lampe. Ek is wat God vir Moses gesê het. Is Jesus vir ons gebore? Hy's tussen ons. Hy het mens geword in hierdie wêreld. En tussen sy mense beweeg. Die sterre in sy regterhand praat van die mense as en ware in wie hy 'n welbehae het. God het 'n welbehae in mense en hulle die voorreg om in sy hand te kan wees. En daar's baie Bybeltekste wat dit vir ons kan uitlig vanmôre. Ek het net nie tyd om dit alles aan te haal nie. En dan die wonderlike gedagte wat daar in daardie derde gedagte is wat ek met julle wil hanteer. Moenie bang wees nie. In 'n tyd waarin ons vandag leef is ons almal bang. Vir wat weet ek op partykeer nie. Partykeer is ons bang vir die spooke in die nag. Moenie bang wees nie, is die belofte vrede op aarde. Dis die goeie tyding en mag die Here vir my seën as nou net die woord vrede vir julle verduidelik. Vrede ook vir daai 7 gemeentes. Maar vanmôre kom sê vir TGK ook vrede. As daar 'n onrus vanmôre in jou hart is, sal ek kom oor iets. Kom ontvang die vrede van die Here. Dis beloof vir ons. U moet dit net neem wanneer so vra om genade. So dis die platform waarop ek graag wil gesels vanmôre. En ek wil graag die volgende gebeurtenis koppel en ons gaan dit deur die boodskap gebruik, maar ek wil nie ons moet gebruik as 'n anker nie. Iewers ons vergeet daarvan, maar dit is belangrik om dit lê daarop. So met een van ons byeenkomste hier by die kerk het ons mos nou 'n reëling, ons mag nou nie voorparkeer hier by ons, ek gaan nou nie die naam noem van Spar nie, want dan adverteer ek hulle mos nou. So ons is besig om op te pas. Ek doen Tiny se werk. Hy's nie hier nie. Ons het kegels uitgesit daar dat die mense nie daar moet parkeer nie. En hier kom 'n tannie aangestap, maar sy is kwaai jong. En ek hou nie daarvan 'n vrou moet mooi en pragtig wees. Hulle moenie kwaai wees. Maar hierdie tannie spoeg vuur. Sy gaan net so. Sy sê vir my, "Wat soek hierdie kegels hier?" Ek sê, "Dame, ons
hou parkering vir sparse mense. Ons kerkmense parkeer daar op die grond oorkant die straat. Maar ons hou vir julle plek, wil jy kom parkeer? Ja, dis ook reg. Wat soek die kerk hier? Die kerk moenie hier wees nie. Waar is julle? Ek sê daar bo. Nee, maar julle moet uittrek. Julle moenie hier wees nie. Ons wil julle nie hê nie. Maar natuurlik, met my OCD tipe van ding wil ek ons nou reg help. Ek wil ons 'n invloed hê. Ek wil 'n bandjie vir haar gee. Ek wil haar nooit keer van koffie gee, beskuit. Maar voor ek dit kon doen, sien ek net die vuur en moeilikheid en ek sê, hier gaan ek niks reg kry nie. Sy vlieg haar teen die trappies op en daar gaan sy. En een van die dametjies wat die byeenkoms wil bywoon, kom toe teen die trappe toe op en ek stap toe agterna, al die parkering is nou netjies, nou gaan ons kerk toe. En toe sy nou van bo af kom, kry die twee dames mekaar nou langs die pad, waar die dametjie vir haar vra, hoorie, waar is die kerk hierso? Toe sit sy in tweede rad. Toe gaan dit nou rof. Maar sy's kwaai. En sy's ongemaklik en moeilik. En ek is ook nie net so naïef om te weet dat daar's baie mense wat so voel oor die kerk. Baie mense wat moedeloos is. En vir 'n oomblik sonder om haar te veroordeel, het ek nie gehoor wat sy sê nie, maar ek stel belang in hoekom sê sy dit. En sy noem die kerk 'n paar keer, en in my geestesoog sien ek hier's 'n vrou wat baie seer gekry het. Moontlik het sy kind gehad wat gesterf het en van die Here gevra, asseblief seën my kind, maak my kind vir my lewendig en die kindjie het dood gegaan. Sy's dalk kwaad vir God daaroor. Miskien was daar iemand in 'n kerk wat haar baie seer gemaak het. Ek weet nie hoe sy groot geword het nie. Ek ken nie haar omstandighede nie, maar ek weet hier's 'n mens wat baie seer gekry het. Elke keer wat sy die naam kerk noem, is daar 'n getuienis dat die kerk het nie 'n goeie invloed in haar lewe gehad. En ek wil dit so graag regstel. Maar ek kan nie. Ek het nou heel nag wakker gelê. En so gehoop en vertrou, my broers en susters, dat ons as gemeente nooit so invloed in iemand se lewe sal hê van ondervinding. Enige iemand wat hier inkom, so invloed sal hê, dat hulle sal seer kry hier nie. Ons wil graag die gemeente van Jesus wees. 'n Gemeente wat 'n pad stap saam met die Here Jesus Christus. As 'n man met die naam van A.C. Chapman. Hierdie man was so beskeie geweest, hy het nooit foto's van hom laat skilderye van dat skilder nie, hy het ook nie foto's van laat neem nie. Hy het nooit iets gepubliseer nie, maar hy het 99 jaar oud geword, A.C. Chapman. 99 jaar oud geword, waarin hy so mooi gevra het vir sy gemeente, en dit wens ek vir TGK gemeente, may our church be the most loving church, en daai stadium in England, the most loving church in England. My grootste wens het hierdie man 'n pad gestap ook, saam met manne so Spurgeon, en George Miller, en Hudson Taylor het na hom toe gegaan en het met hom gesels. Daar word op die verhaal vertel waar iemand 'n brief stuur van buite Engeland vir A.C. Chapman, maar die adres is nie volledig nie. Die adres sê net A.C. Chapman, University of Love. Dis al wat daar staan. En die brief het reguit by hom uitgekom. 'n Invloed wat 'n man gehad het met mense rondom hom. Vertel die verhaal van dat as jy by hom gaan kuier het en by hom oorgeslaap het, moes jy jou skoene buite die deur los. Want vanaand het hy jou skoene vir jou skoon gemaak. 'n Ander vorm van voete was, né? Hy het nie getrou nie, hy het hierdie massiewe huis gekoop. En daar het hy mense gehuisves wat moeilikheid gehad het. Hy het 'n hart gehad wat gebloei het vir mense. Spurgeon het van hierdie man gesê, he is the saintliest man that I ever knew. Van sy gemeente het Spurgeon gesê, the most loving church in the world. Nie net in Engeland nie. Wyse waarop hy dan ook uitgeleef het om te sê, dit is hoe die gemeente moet wees, sien ek in my geestesoog. Dit is 'n gemeente wat aan die Here Jesus behoort. Want dis is ons Jesus geleer ken het. En dis miskien ook die Jesus wat Johannes moet gaan uitdra na die 7 gemeentes, ook vir ons gemeente, mag dit wees dat ons bekend sal staan daarvoor. As mense hier opstap, dan is daar groet mense wat hulle sê, julle is welkom. As mense verjaar, dan sê ons, geluk met jou verjaarsdag. Ons wil hê jy moet koffie drink, beskuit, ons wil hê jy moet huis toe gaan nie. Ons wil die liefde van die Here Jesus uitdra op so 'n wyse, dat ons sal sê, ek sal jou nooit veroordeel nie. Hierdie gemeente sal niemand veroordeel. Ons sal eerder jou probeer verstaan
Want ons is lief vir sondaars. Ons is baie lief vir geestelike mense ook, maar ons lyk nogal sondaars, mense wat sukkel en moeilikheid het. En daarom vra ek dat ons harte sal ondersoek, hoe klink die ervaring met hierdie vrou in die lig daarvan, dat ek sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir haar ook. Vir baie ander aanlyn ook. Vrede vir julle daar waar julle sit. Vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kyk na sy welbehaaglikheid. Hy gee vir ons sy seun. Jesus word gebore. Hy gee aan Adam 'n kans. Hy sê, Adam, wat het jy gedoen? Hy gee vir hom so 'n wenkie. Hy wil so graag die ouer met hom praat, man. Kom ons praat oor die probleem. Dan sê, het jy geëet van die boom? Dis mos die waarheid. En dan hardop Adam weg. Hy gee vir hom 'n kans. Hy reik ook na die volk. Jy weet hoe baie kans moet hy aan die volk gee. Hy gee vir hulle self die 10 gebooie. Hy gee sy hart aan hulle. As julle net by die 10 gebooie, ek sal vir julle God wees. En julle moet my volk wees, dan moet 'n verhouding wees. Hy reik uit na Dawid deur Nathan en hy sê, jy's die man, en Dawid reageer onmiddellik as hy sê, ja, dit is ek, as hy sy sonde bely. Selfs aan Judas gee hy kans. Hy kyk vir Judas kom staan hy sê vir hom, gaan doen wat jy moet doen, gaan doen dit gou. Judas, ek weet wat jy nou gaan doen. Hy gee vir hom 'n kans. Hy verwerp hom nie. En hy het mos geweet Judas gaan hom verraai. Is dit nie so nie? Nêrens hoor ek dat hy Judas afgeskeep het nie. Nêrens. Van bemoeienis. Hy reik uit na Petrus wat hom verraai het. Hy raak hom aan die einde en hy sê vir hom, man, jy gaan nie rots wees, moenie worry nie. Hy reik uit na Paulus wat mense tronk toe gesleep het en doodgemaak het as hy verskyn daar op die pad na Damaskus, amper sê ek Patmos. Hy reik uit na Johannes op Patmos. En God het uitgereik na ons as gemeente ook. En sy genade en liefde het hy deur Dominee Johan en Tanya kerk kom plant hier. En julle het al baie gepraat oor daai getuienis en hier is omtrent niemand hier nie. En die Here seën vir hom waar ons vandag is. Hy het bemoei met my en dit bemoei met jou. Hy is 'n God wat bemoeienis met hom het. Hy is teenwoordig by ons in hierdie gemeente. En ek sal so graag vir daardie vrou wou saamnooi kerk toe. Nou waar pas ons gemeente in dan in hierdie 7 gemeentes? Ek wonder of as ons nou 'n 8ste gemeente sou bysit daar. Wat sê die Here miskien vir ons gemeente gesê het? Wat se boodskap sou hy vir ons gegee het? En ek wil so graag 'n gemeente wees wat lyk soos Jesus. Ek so graag 'n getuienis hê van iemand wat lyk soos Jesus. Ek wil graag in die eerste plek met julle praat. Hy staan tussen die lampe, as ons dink aan sy bemoeienis, hy staan tussen die lampe, 1 vers 13, wat sê, tussen die lampe iemand soos 'n seun van die mens, het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Ek hoor die engele sing, vrede op aarde vir die mense, en wie hy 'n welbehae het. Jesus is steeds betrokke by ons as 'n gemeente. Iemand het eendag gesê, he's walking softly among his people, want die belofte wat hy vir ons gegee het in Matteus 28 vers 19 is, sal by julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. So mooi daar wanneer die Heilige Gees ook beloof is deur die Here Jesus in Johannes 14 vers 16 sê ek sal tot in alle ewigheid sal ek by julle wees deur hierdie voorspraak. En in die 7 gemeentes luister 'n bietjie maar hy vermaan hulle, dan gee hy vir hulle belofte ook. Hy skryf hulle nie af nie. En hy stuur vir Johannes en hy stuur sy seun vir ons. Hy word gebore en ons vier sy geboorte dan ook donderdag. Nou, as ons dink aan die aanklag vir Efese, julle het my nie lief soos julle my voorheen lief gehad het nie. Liewe gemeente, kan dit van ons gesê word. Maar daarmee saam help hy ons. Hy sê, hy los dit nie daar en hy sê, bekeer julle kom terug en jy sal eet van die boom van die lewe. Die gemeente in Smyrna, jy kry baie swaar onder die Jode in die sinagoge van Satan. Daai arme mense het so swaar gekry deur die aanvalle van hierdie leerstellings wat inkom. Hulle het nie noodwendig iets verkeerd gedoen nie, maar hulle kry swaar. Hy sê, bly getrou en kry die lewe as 'n kroon. Pergamum, dis waar die troon van die Satan is. En dan sê hulle, sommige dien ander gode. Dan verskriklik wees is dit van ons gesê moet word, nee, julle is kinders van die Here, maar ons weet hoe julle daar by die werk is. Ons weet hoe julle tussen die sportmense is. Ons sien julle optrede daar in die straat. Lyk nie of julle die Here dien nie, wie dien julle dan?
Hy sê, julle sal van die verborgde manna kry in 'n nuwe naam, as hulle net verander. Thyatira, hierdie profetes Isabel, hulle spreek aan nie aan nie, hulle luister wat sy sê, sy leer van onsedelikheid. Hy sê, as julle bly net getrou en kry die lewe as 'n kroon. Sardes, jy het die naam dat jy lewe, maar is dood. En Chris Jenus kyk in die spieël en sê, wees eerlik daaroor. Het ons nog daardie opwinding en daai krag en daai vuur in ons harte en getuig dit van die liefde wat ons vir die Here het? Maar dit lyk vir my, daar kort iets. Hy sê, dan ten minste is daar onder hulle mense wat wit klere, en hy gaan voor God verklaar dat hulle aan hom behoort. Philadelphia, ook 'n gemeente wat nie nooit kwaad gedoen het nie, hy sê, julle het die boodskap van volharding vasgehou. Mag die Here vir ons seën dat ons Bybelgebonde bly. En 'n deur is vir julle oopgesluit en niemand kan julle kroon wegvat nie. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie. En dan die laaste gemeente. Jy's nie warm, jy's ook nie koud nie. Jy's so in die middel, so nominaal. Jy's 'n Christen, jy het die Bybel onder jou arm. Ons kom kerk toe en al die klas maar goed. Maar daar's 'n bietjie van 'n louheid. Jy het lanklaas met God gepraat. Hy sê klop, en as iemand die deur oopmaak, sal ek 'n feesmaal, wag 'n feesmaal en julle sal saam met my op die troon sit. So, naas die uitdaging is daar altyd die belofte. God skryf ons nie af nie, want hy het werklike bemoeienis met ons. Dis wanneer ek sê, Here, help vir my dat ek ervaar en beleef dat ons gemeentes is veilig. Jy is veilig. Want die Here loop tussen ons. Hy's tussen die gemeentes. God staan nie ver nie. Hy is hier by ons en het ons lief soos ons is. En kyk, ek is met julle, sê daar in Matteus 28 vers 19. Die tweede gedagte wat ek graag wil uitlig, en ek wil graag ook versoen met daai kosbare teks, is hy sê, hy hou die sterre in sy regterhand, Openbaring 1 vers 16. Hy 7 sterre gehad en dan verklaar hy dit as die leiers in die gemeente. En dan hoor ek die woorde van die engele wat sê, mense by wie God, wat welbehaaglik is by God. Kan jy saam met my die wonderwerk beleef dat God vandag sy hand op jou sit en sê, jy is vir my welbehaaglik, want jy het die Here Jesus in jou hart. Jy is 'n volgeling van Jesus. Gemeente van Tygerberg Gesinskerk, julle is welbehaaglik voor die aangesig van God. Wanneer God vanmôre na ons kyk, met alles wat ons hier doen, kan hy dit vandag van ons sê. Kan ons vertrou en staat maak op die Here Jesus Christus, wat my vashou in sy hand, en sê, jy is welbehaaglik, ook vir my. Nou, daai welbehaaglikheid beteken, hy kies vir ons. Ek sê, elkeen wat 'n leier en 'n rigtinggewer is 'n leier. As iemand na jou toe kom en hulle soek raad, word jy in daai oomblik 'n leier. God sê, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie, jy is in my hand. Geroepenes soos leraars, sendelinge en afgesonderde mense spesifiek vir 'n taak, is in God se hand. Bedienaars hier in die gemeente, die mannevereniging, die vrouevereniging, as ons dink aan die vrywilligers van die groetspanne, die koffiemense, die feit dat jy 'n besoeker saamgebring het, miskien vanmôre, miskien is jy gemeentelede, gesinslede wat saamkom, miskien het jy getuienis by die werk gehad, miskien is daar 'n bandjie iewers in 'n stort. Jy is in die hand van die Here. Ons as ouers wat mentors is, die versorgers van kinders, paas en maas, en veral die oumas en die oupas. Ons het die voorreg om 'n leier te wees. Ons is in die hande van die Here, die bidders in ons gemeente, saam met die klomp mense sal ons bid om hulle, en dan peer hulle ook. Wie lei in die naam van die Here, is in die hand van God, want julle word gereken as 'n leier. Enige iemand wat vir die Here uitstaan, sal vervolg word. En wie standpunt vir die Here inneem, het gereed maak vir 'n geveg van liefde. En daai tannie wil met my beklei. Dan as ek in die hand van die Here, as ek voel die Heilige Gees my stil maak. So nou praat jy nie. Maar Here, ek wil so graag al vertel. Hierdie OCD ding van my wil die ding regmaak. Hy kom maar met regkom. Die punt moet regkom, die sinnetjie moet reg lees. Ek wil so graag hê sy moet gelukkig wees. Die passie is daar om vir haar te help.
Maar God sê, bly in daai oomblik stil. Jy is in my hand. En om stil te bly is baie keer baie sterker as om so baie te praat soos wat ek nou praat. Ons is in die hand van die Here. Die leraars is veilig, want hulle is in sy regterhand. Jy sien, God kies die pad en hy sal vir ons help. Almal wat al berading saam met my kom doen, sal weet, ek sê mos vir julle, as ons daar by mekaar kom en ons praat, dan sê ek gaan nou stil bly, want ek bly nie stil nie. Dis 'n groot probleem vir my. Dan sit ek maar daar, en as ons vir mekaar sê, dan sê ons, die doel van vandag se sessie is, wat sê God vir ons, soos vir Josua, toe hy met die engel gepraat het. Wat het u vir my te sê? Here, ek is in u hand. Help my om nooit te probeer uit u hand uit wegbeweeg. Ek is veilig in die hand van die Here, en dit is deel van die wyse waarop God bemoeienis met ons maak. Nou, die derde een is hy plaas sy regterhand op hom. Hy het toe sy regterhand aan my gevat, en vir my gesê, moenie bang wees nie. En nou hoor ek die engele se lied sê, vrede op aarde. Nou, ek het altyd die teks gelees, as die Here kom vat my aan my skouer. Jy is iemand my aan my skouer vat en sê, go for it boy, go for it. Ek het my hondjie ook so aangejaag en my kinders ook, saam met hulle hardloop, en sê, kom, vat ek hom aan sy skouer. Maar die Bybel sê, het aan hom geraak. En hy sê vir hom, moenie bang wees nie. Kan ek gou vir julle vertel, hierdie is die sterkste en die mees belangrikste teks wat enige mens vir iemand gee wat swaar kry. Enige iemand wat ek in die hospitaal besoek, almal van julle wat hospitaal besoek het, julle weet ek het mos al hierdie teks aangehaal. Moenie bang wees nie. 2026 lê voor, ek sê vandag vir in die naam van die Here, moenie bang wees nie. God toon bemoeienis. En saam met Johannes kom hy vanmôre in ons benoudheid en die vrae wat ons het, ons het nie antwoorde nie. Kom vat hy vanmôre in ons gemeente, en ek wens so vir almal wat vanmôre in hierdie kerk sit en ook aanlyn luister na hierdie video gaan luister, dat iewers sal jy ervaar in hierdie oggend hoe God deur sy seun Jesus aan jou vat en vir jou sê, moenie bang wees nie. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Ek weet alles, ook dat jy nou moedeloos is. Ek het 'n taak vir jou. Staan op, hê 'n invloed. Wees kind van God, dra die bemoeienis van God uit. Praat oor 'n verklaring van herstel. Vriende, julle moet onthou dat bang wees het gebeur die oomblik toe die mens se verhouding met God gebreek het in sy sonde toestand. En God wil so graag hê dat die mens vrede moet. Ons is gemaak vir vrede. As ons gemaak was vir angs en spanning en benoudheid, het ons nie hartaanvalle gehad nie, het ons nie beroertes gehad nie, het ons nie probleme gehad nie. Ons liggame sou dit kon hanteer. Maar angs en vrees maak ons dood. Glo my, dit maak jy kry siektes van angs. Ons is nie gebou daarvoor nie. En die Here God kyk na Adam en hy sien die eerste woord wat uit Adam se mond kom is, ek is bang. Abraham is bang. En hy vertel vir die klomp, sy vrou is sy suster, en sy is 'n mooi entjie mens, en hy is so bang, hulle gaan hom doodmaak. En hy lieg, want hy is bang. Hoe verkeer vriende maak ons nie verkeerde besluite, omdat ons bang is nie. Kyk maar hoe maak, ek sal nie sê politici nie, ek wil nou net 'n voorbeeld gebruik, maar hulle gaan wel kom bangburke. Wanneer ons aan die Here vashou, neem hy die vrees weg. Hy herstel ons sodat een belangrike ding gebeur, want vrees en benoudheid en bangheid kom met net een probleem. En dis wanneer my kommunikasie met God breek, wanneer ek nie meer met hom kan praat. God wil so graag met Adam praat daar in die tuin. Hulle praat nou elke aand dan nou. Maar waar is Adam dan nou? Adam weet nie hoe om dit te verwerk en nou is hy bang. En ek vra dat die Here my asseblief sal help, dat ek sal streef, en hoeveel keer kom mense vir my kuier daar aan my kantoor en sê, Dominee, ek hoor God se stem nie meer nie. Dan is hulle lankal pad met die Here. Ek hoor nie meer, ek is benoud daaroor. En dan gesels ons oor goed. Dis maak die verhouding reg. Want vriende, onthou net, as ons nie die bemoeienis van die Here in ons harte het nie, ons loop nie pad saam met hom nie, hardloop ons teen God.
God wil praat, maar hy is stil. Onthou, Dawid het gesukkel met Batseba, né? Hy kan maar gegaan het soos voorheen, en hy kon gaan bid het. Die hemel was stil. In die aand probeer hy met God praat, maar die hemel is stil, want hy het God weggehou uit sy hart uit, terwyl Batseba nader gestaan het. Daarom is hy gereed, toe Nathan na hom toe kom daar in die psalms was, né? Toe hy van sê, jy's die man, onmiddellik, toe sê ja, ek. En dan sê hy ook in daardie wonderlike Psalm 51, sê hy daar, hy sê, daar kan nou weer 'n bulle op die altaar geoffer word. Die offer maak weer sin en dra betekenis. Kyk maar my vriende, as God nie met my praat nie, wie is die ene wat weghardloop? Waarmee is ek besig? As ek Heilige Gees ontstel binne in my, moenie verwag hy moet nou met jou praat nie. Hy wag dat jy draai. Daai woord bekering is so 'n mooi woord. Kom terug na die Here toe. Ek hoef nie te vrees nie. Dit is in die hand van die Here, maar hy plaas ook sy hand op my. Nou moet die Here vir my help dat ek hierdie boodskap nou so probeer illustreer. So God gebruik ons om sy bemoeienis in die wêreld uit te dra en help vir ons om vir mense om te gee. En ek wil so graag daai dame help met die gedagte van die regte Jesus. En ek wil so graag ook vra dat die Here vir my help dat ek die regte woorde sal en vir haar kan bedien, want hy dan beloof daar sal vrede wees. En hierdie vrou het nie vrede nie. Ons gebruik daai beeld. Nou Tamar is vanmôre hier, Tamar van 'n wald, amper sê van 'n merwe, van 'n wald. Sy is hier. Hulle sou gery het een of ander tyd. Sy stuur vir my 'n storieetjie van die padda en die Porsche. Die padda en die Porsche. Nou Tamar, ek hoop vertel die storie, ek gaan nou 'n bietjie inkleer net. Dis nou Chris Jene se weergawe. En dit het al gebeur dat ek in die koerante gelees daarvan, sy kyk na haarself, sy eet reg. So sy het 'n slaaitjie wat sy daar by die werk vir haar aan mekaar geslaan het. En terwyl sy hierdie slaai eet, koop sy 'n padda in die slaai. En ek het al gehoor dit kan gebeur, die paddatjies maar so daar in die slaai, dis 'n bietjie hou van die watertjies, dan kruip hulle weg en jy maak nou slaaitjies. Gelukkig gooi jy nou nie sous en goed nog oor nie, maar daar's en hier kom die paddatjie uit die slaai uit. En die Here werk in Tamar se hart om op daai oomblik 'n passie te hê vir 'n padda. En sy besluit hierdie padda moet by water uitkom. Sy werk by Porsche, daar naby amper sê Centurion City hier by Cobblewalk, nee, Cobblewalk. Century City, nee. Jy moet gaan kyk, daar's mooi karre daar, jong. Sy staar toe een van die mannetjies op daar en sê, jy moet my nou na 'n dammetjie toe vat of na water toe vat waar ek hierdie paddatjie kan los in die water. Dis die eerste padda in die wêreld. Die Book of Records wat in 'n Porsche ry. En deur 'n Porsche en 'n Uber gevat word na water toe. En daar los hy die paddatjie in die water. God het bemoeienis met 'n padda gehad. Hoeveel te meer sal hy nie bemoeienis met ons hê nie? Ek is laer as 'n padda. En hy gee sy seun vir my. Ons vier dit donderdag, as die Kersfees vier, dink daaraan. En hy gee die beste vir my. Ons lees in Micha 5 van 'n belofte dat die seun van God se gebore word waar? In Bethlehem. In Bethlehem. Maria is op 'n verkeerde plek. Sy is in Nasaret. En die Here werk op 'n goddelose man se hart, Augustus, om 'n volkstelling te hou. Hy dink dis 'n volkstelling. Hy kan maar sy pos, hy kan hom maar ry. Niks met daai pos te doen nie. Maria moet in Bethlehem kom. God maak bemoeienis met sy beloftes dat dit reg moet uitwerk. Die grootste begeerte van my hart en wens van my hart is dat elkeen van ons vanmôre wat hier sit in die gebou en nou aanlyn ook, dat ons kan getuig daarvan hoe die Here 'n invloed in my lewe gehad het, omdat hy bemoeienis gehad het, en 'n paddatjie en 'n pos is niks in vergelyking
met my storie. En daarvan kan ek getuig van God se liefde vir my. Dat as enige mens in hierdie kerk instap, luister na die volgende belydenis. Ons skryf nou 'n beleidskrif nou, ons skryf nou 'n gedragskode vir mekaar vanmôre. Vir die Tygerberg Gesinskerk, die leiers van my maar vergewe, ek het nog nie met julle dis maar ek voel nie. Ons as gemeente, God weet en bely dat God is lief vir mense en ons is ook lief vir mense. Ons hak nie hier nie. Ons hak nie hier vas. Ons is lief vir elkeen in hierdie gemeente. Jy mag maar kwaad in ons kerk instap as 'n vreemdeling. Jy hoef nie die Bybel te ken nie om hier te wees nie. Ons gaan vir jou leer gou-gou. Maar jy hoef nie die Bybel te ken nie. Jy hoef nie Christen of 'n supergelowige te wees om saam met ons te aanbid nie. Ons vertrou dat in die aanbidding sê ontdek hoe wonderlik dit is. Jy sal altyd 'n eregas by ons wees. Enige iemand wat hier inkom sal nooit deur ons veroordeel word nie. Dit is 'n belydenis as ons 4 predikante as ons mense beraad ook. Enige van daai kantore sal nooit veroordeel word nie. Ons is nie beter as jy nie. Ons maak baie foute. Ons maak baie foute hier. Ek staan heel voor. Ek weet nie soos ek oud raak en ek mos nou nie meer 'n filter nie, jy weet. Ek maak verskriklik baie foute. Ons wil jou bedien waar jy is en ek weet dat Dominee Johan en Kenneth fokus baie daarop ons mense bedien waar hulle is. Ons wil nie hê jy moet alleen sukkel nie. Ons neem aan dat vandag is miskien die laaste gedeeltyd wat geleentheid ek om met jou te praat oor die omgee liefde van Jesus. Maar ek wil tog vir jou sê, iewers moet jy hoor, jy hoef nie bang te wees nie. Want God plaas sy hand op jou. Weet net dat ons as gemeente jou met die liefde van die Here Jesus liefhet. Mag ons 'n gemeente wees wat aan Jesus behoort, soos dit so mooi uitgespel is in hoofstuk 10 van die boekie wat Dominee Johan geskryf het ook daar. Mag 'n woedende vrou vrede kry in ons midde. En mag ons as gemeente bekend staan as die gemeente wat die meeste liefde in die wêreld het, soos daai getuienis van A.C. Chapman. Mooi belofte vanmôre vir ons, moenie vrees nie, want ek is die Alfa en die Omega, want 'n seun is vir ons gebore, vrede op aarde vir die mense wat welbehaaglik voor God is, en ken of julle kan maar vorentoe kom. Mag die Here vir ons seën, as ek weer 'n geleentheid sou kry, om met die dame te gesels, en sy haal net 'n bietjie vir 'n oomblik asem, en sy lyk asof sy na my wil luister, want sy gaan nie 'n bekleierery by my kry nie. Ek gaan nie enige verskonings maak vir hoekom die kerk hier is nie. Mag ons die boodskap uitdra soos die disippels dit sou uitgedra het, ook na die 7 gemeentes en Tygerberg Gesinskerk. Ek wil so graag vir jou sê dat God jou liefhet. So graag sê God jou liefhet. En hy gee werklik vir jou om. Ek is so jammer oor jou seer kry. Ek veroordeel jou nie. Al wat ek vir jou wil sê is, die Here maak bemoeienis met jou en met my. Hy het jou lief en hy is die beste wat met jou kan gebeur. Kom saam. Kom saam na die gesinskerk toe. En hier sal ons jou met liefde bedien. En mag hierdie boodskap wees vir alle gemeentes oor ons hele land en deur die hele wêreld, dat hulle bakens sal wees van hoop, waar mense liefde kry en veral gesond kan raak. Amen. Kom ons bid net saam. Here, ek wil U kom loof en eer en prys vir die voorreg om te kan sê dat U is lief vir ons. En die wonderlike ervaring dat ek dit self persoonlik beleef het, hoe dit U hand ook aan my kom raak het. En al die mense wat hier sit waar daar getuienisse is, daar in daardie donker nag het U die antwoord gegee, U die lig laat deurkom, het U hand op hulle geplaas, toe verstaan hulle. Vra ek Here vir 'n wyse waarop ons weer sal terugkeer na U toe, dat ons weer kan praat met U. Dat hierdie viering van die geboorte van die seun, soos wat dit begin het daar in Bethlehem soveel jare terug, sal oorspoel ook na ons land en ons gemeente en die mense rondom ons. Te sê 'n seun is vir ons gebore. Sy naam is Jesus Christus.
En hy het vir my gesê, Vader, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Hy het vir ons gesê, kom weer om vir ons te kom haal. Hy gee vir ons 'n oop deur. En terwyl hy klop, Here, wil ons vandag weer ons harte oopmaak en sê, Here, ons verlang na 'n feesmaal met U in vrede en in genade. Amen.